Watter een van die volgende veranderinge kan tot 'n toename in die EMK van 'n wisselstroomgenerator lei sonder om sy frekwensie te verander? Die korrekte antwoord is B. Vergroot die oppervlakte van die spoel. Volgens Faraday se wet is die grootte van die geïndiseerde EMK direk eweredig aan die aantal windings in die spoel N. So, hoe groter die waarde van N, hoe meer windings daar is, hoe hoër is die geïndiseerde EMK. Verder is die EMK ook direk eweredig aan die tempo van verandering van die magnetiese vloed in die spoel. Delta phi op delta T dui op die tempo van verandering van die magnetiese vloed. Hoe hoër die frekwensie, hoe hoër die EMK. In hierdie vraag is daar nie 'n opsie waar ons die aantal windings kan verhoog nie. Verder word ons ook nie toegelaat om die rotasiespoed te verhoog en sodoende die tempo van verandering van magnetiese vloed te verhoog nie. So kom ons kyk na nog 'n vergelyking. Hier sien ons phi, die magnetiese vloed, is gelyk aan BA cos theta. As ons phi kan groter maak, dan sal die tempo van verandering van die magnetiese vloed verhoog en gevolglik die EMK. So, kom ons fokus nou op phi. Dit is direk eweredig aan die magnetiese vloeddigtheid B wat gemeet word in Tesla. So, ons kan B groter maak deur gebruik te maak van sterker magnete. En dan het ons A, die area van die spoel. As ons 'n groter area vir die spoel beskikbaar het, dan gaan ons 'n groter magnetiese vloed hê. Groter magnetiese vloed lei tot 'n groter verandering in tempo van die magnetiese vloed en met ander woorde 'n hoër geïndiseerde EMK. So of B moet groter wees of A moet groter wees. En ons kan die area vergroot, dit is B en dit sal lei tot 'n hoër EMK sonder om die frekwensie te verander.